genoem het met ons reeks reageer. En in hierdie reeks praat ons oor hoe ons reageer ten opsigte van aanbidding. En ons het 'n bietjie daaroor gesels dat aanbidding nie net musiek is nie, maar dat aanbidding half 'n leefstyl is, waarin ek en jy die geleentheid het om persoonlik met hom kontak te maak en die volheid van dit wat hy vir jou en my wil gee deur aanbidding te kan beleef. En vanmôre wil ek bietjie gesels oor ek en jy wat genooi word in hierdie troonkamer in om gesig tot gesig met hom te wees. Nou Eksodus 3 vers 4 kom, net voor ek dit lees, onthou ek, toe ek 'n kind was my pa baie keer in sy werkskamer. En my pa het 'n hout draaibank gehad en hy het 'n klomp meubels gemaak en 'n klomp goed. En ek het altyd verwonderend na hierdie oomblik gekyk, waar hierdie stukkie hout wat niks is nie, vierkantig lelik is, die vermoë het om in hierdie hand so verander te word. En dan sal ek vir my pa sê, "Jesus, ek weet nie hoe doen jy dit nie." Draaibank met hierdie buiteltjies en hierdie fyn goed. Maar die oomblik van verwondering wat ek beleef het toe hy dit gedoen het, dink ek is dieselfde konsep wat die Here wil hê ek en jy moet in hierdie verwondering staan van wie hy is en dit wat hy gedoen het en die manier hoe ons daardie verwondering tentoonstel. Eksodus 3 vers 4 en 5 sê, toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan, is heilige grond. Is dit heilige grond, fisiese heilige grond? Nee, dit word heilig, want hy is daar. God sê toe ook, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Moses het sy gesig weggedraai, want hy was bang om na die Here te kyk. Ek wil vanmôre begin deur te sê, ons aanbid wat ons aandag het. En die vraag aan jou en my is, wat het ons aandag? As ons gister net kyk na die sportgebeure en die rugby gister en hoeveel mense op die stadion was, en hoeveel mense hulle self verheug en verwonder in dit wat hulle gebeur het. Ek is seker daarvan, ek het nog nie die opskrifte gekyk nie, maar die koerante is vol vandag van ons nommer 10. Van Sasha wat nou die nuwe rekord gebreek het en die meeste punte in 'n toets aangesind het en hoeveel mense gisterand om die braaivleisvuure gesê het, dis die beste wat ons nog ooit het, daar is nie meer plek vir Handrey Pollard nie. Ons beweeg nou verby. In hierdie verwondering. En hoeveel mense se aandag word gegryp en aanbid sport, val in die kultuur waarin ons het, of mense aanbid dit wat hulle het, hulle vermoëns, of hulle talente. Wat trek ons aandag? Dalk in jou konteks, kan dit 'n vrou wees, of jou kinders, of jou vriende, dat jy ten alle koste sal doen wat hulle doen, en vra, maar daar is nie regtig tyd om my aandag en my fokus op die Here te sit nie. Hier is die vraag wat ek ons wil mee konfronteer vanmôre is, hoe lyk ons reaksie as die Here jou en my roep? God praat met Moses en hy sê vir hom, jy is in my teenwoordigheid, jy is op my heilige grond, trek jou skoene aan. Nou ons weet vandag dat die heilige grond nie meer 'n plek is nie, ons is die draers van die Heilige Gees, hy is in ons, hy is met ons, hy is altyd by ons, wat dan vir jou en my sê, ons is altyd in sy teenwoordigheid, so elke oomblik is ek en jy veronderstel om te reageer ten opsigte van hom in ons lewe, en elke oomblik in ons lewe word 'n aanbiddingsoomblik. Maar wat dra die prioriteit? Wat vat ons tyd? Jy sien, ons is natuurlik mense wat bewonder, soos ek nou reeds gesê het, wat ook respekteer. Maar hier's die ding, respek baie keer vir dit wat mense, soos ek nou genoem het, Sasha bereik het. Respek wat op wêreldse norme gefokus het. Maar hierso het Moses se respek anders gelyk. Hy het sy skoene uitgetrek
in die teenwoordigheid van die koning van die konings. Sien, ek en jy het hierdie wonderlike voorreg om ons hele lewe voor hom bloot te stel. Skoene was baie belangrik in daardie era. Skoene was krities. Deur hom sy skoene uit te trek, het hy eintlik op die plek gekom waar hy sê, ek gee my vermoëns, ek gee alles wat ek is, ek trek dit uit om te erken, hy's die koning van die konings. En wanneer ons vanmôre gegee het, het ons nie net gegee om iets te gee, sodat die kerk 'n geldjie het om 'n paar goed te doen nie. Ons het dit gedoen uit reaksie tot wie hy is, om te wys, hy is die belangrikste, ons respek, ons liefde, ons aandag is by hom. Hy is die belangrikste. Jy sien, as ek en jy die vraag moet vra, wat of wie moet ons uit ons lewe uit verwyder, om seker te maak en te wys, dat hy die belangrikste is, en al ons respek en eer verdien? Het ons nog 'n mate van respek en vrees vir die Here? Want as 'n mens baie keer deur die wêreld gaan en 'n mens sien wat in die wêreld gebeur, dan kom 'n mens eintlik agter, mense lewe sonder vrees of respek van die Here. As ek en jy nog in die straat afloop en vir 'n oomblik op 'n plek kom waar ons iets verkeerd doen en 'n donderslag slaan of iemand verdwyn net van die wêreld af, dan dink ek sal ons interaksie anders wees. En daardeur wil ek nou nie vanmôre sê ons moet leef in vrees en bewing nie. Maar vanmôre sal jy presies weet waarvan ek praat wanneer ek sê, as my pa vir my gesê het, stop nou, het ek geweet, daar's 'n lyn in die sand getrek. En nou het ek 'n keuse. As ek oor daai lyn trap, is nogal interessant, ons het 'n rotting in die huis gehad wat sy naam Metamorfose was. My pa het 'n verestowwer gevat, julle onthou daai lekker lang verestowwers, en hy het hom gesny. Dit was ons dissipline toepassingsmodel. Want my pa het verstaan, as hy my pak gee, is daar metamorfose wat plaasvind. Die ore wat toe was, skielik, in 'n oomblik waar hy nie kon hoor nie, hoor tot die kriek, 7 blokke verder weg. Hy het net daai vermoë. Daar was 'n heilige ontsag, as my pa daai streep getrek het. Ons lewe nou in 'n tyd en in 'n dispensasie waar mense vir jou sal sê, maar God is genadig. Ek sal klaar vergewe. Al doen ek nou verkeerd, ek is klaar vergewe. Jesus ouens, ons speel. Dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, daar's genade. Maar in hierdie verhouding belyn ek myself nou met die waarheid. En dit het 'n invloed op hoe ek leef. Genade word nie 'n metode of 'n noodmaatreël oor hoe ek met verkeerd en die slegte kan wegkom nie. Jy sien, 'n heilige ontsag en 'n heilige respek maak dat ek nie wil nie. Die vraag is, het hy gesag en autoriteit in ons lewe vanmôre? Want toe die Here vir Moses sê, trek sy skoene uit, het hy onmiddellik gereageer. Want jy sien, die Here sien, hy hoor en hy weet. In vers 7 van Eksodus sê hy, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Wanneer ek en jy in sy teenwoordigheid kom, hoef ons nie weg te steek nie, hoef ons nie te wonder nie, hy weet alles, hy's met ons, verlede, hede en toekoms. Maar in sy teenwoordigheid is waar ek en jy verander word. Dis waar ek en jy te midde van dit wat ons deurgaan kan sê, hy's 'n goeie God. Want my omstandighede bepaal nie die waarheid oor wie hy is nie. Dis waar ek in ware aanbidding hom sien vir wie hy is en ek my liefde aan hom kan bied. Jy sien, my reaksie word die uitdrukking van sy teenwoordigheid en my toewyding aan hom. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, ek vermaal julle broers by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende en heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So hy kom in daardie vers en hy kom en sê, jou alles
word jou redelike godsdiens nie ten dele nie, nie sekere fasette nie, maar jou hele lewe word 'n welgevallige offer. Met ander woorde, ek wil dit weer vanmôre beklemtoon, ons aanbidding word nie gekompartmentaliseer nie. Dis nie net musiek nie. Dis nie net gee van my tyd, my talente en my vermoëns nie. Dis wanneer ek by die werk is, dis wanneer ek by die sportveld is, dis wanneer ek met my vriende is. Elke deel van my lewe spreek 'n boodskap en dis of lig of duisternis. Daar's nie 'n tussenin nie. Dan gaan hy verder en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek wonder baie keer by myself, wanneer ek in die gemeenskap is, en die gemeenskap het met my te doen, wat beleef hulle by my? Beleef hulle liefde? Beleef hulle geduld? Beleef hulle lankmoedigheid? Of beleef hulle die teenoorgestelde? Want jy sien, as ons dit verstaan, dan verstaan ons, my lewe word 'n ekstensie van die hoop van wie hy is, die liefde van wie hy is. En wanneer ek in 'n plek inkom, is mense veronderstel om hom te sien in my en te beleef deur my. My lewe word 'n aanbidding van wie hy is. En jy sien, ware aanbidding vra altyd reaksie en aksie. Toe die Here vir Moses sê, ek stuur jou na Farao toe om my volk te lei, het hy gereageer. En ek kan dink, in 'n oomblik het hy dalk eers gesê, Jesus, ek is nie seker nie. Hy het baie onseker gevoel. Maar in sy onsekerheid het hy die Here geken en het hy gereageer op dit wat die Here gesê het. Hy het letterlik sy voete gevat en begin gaan na die plek toe. Aanbidding vra van jou en my 'n komponent van geloof en reaksie. In 'n oomblik waar dit voel, dit maak nie sin nie. In 'n oomblik waar dit voel, ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie, maar Here, ek reageer en ek volg U. Dis my redelike aanbidding. En ek wil vanmôre kom deur te sê, aanbidding kos ons altyd iets. Want dit vra 'n reaksie en dit vra soms dat ons iets gee wat vir ons kosbaar is. Ek wil vanmôre kom en sê, die Here se hart word beweeg deur wanneer ons interaksie het en ons mense help om belyn te word met die waarheid. Moses gaan na hierdie plek toe en hy het mense lief. En hierdie liefde vir mense word sy redelike aanbidding. Ek vra vanmôre vir ons die vraag, het ons mense lief? Dien ons mense? Versorg ons mense? Of word dit iemand anders se verantwoordelikheid? As iemand ons bel en hulle gaan deur 'n nood, gee ons die kerkkantoor se nommer. Vra vir Karin, daar's iemand daar wat sal help. Of klim ek en jy in die modder van die oomblik en versorg die mense. Bid saam met mense. Of stuur ons 'n deur vir 'n soulcare sessie. En daardeur sê ek nie, ek en jy het noodwendig altyd al die antwoorde nie. Maar ons weet dat Maxwell soveel keer sê, mense wil nie weet hoeveel ons weet nie. Hulle soek 'n skouer om op te huil. Hulle soek 'n hand wat hulle omferm oor hulle. Iemand wat net bereid is om te luister en die behoefte te erken. As ek en jy vanmôre die Here in volheid en in waarheid wil aanbid, wil ek vanmôre die stelling maak, dien sy kinders. Dan is ons besig met ware aanbidding. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Jy sien, Jesus het aanbidding gewys deur sy gehoorsaamheid en reaksie op die Vader se woord. Ek wil vanmôre
die vraag vra. Dink ons vanmôre dit was eenvoudig vir Jesus, toe hy in die tuin was en hy geweet het wat op hom wag? Toe hy geweet het hy gaan gekruisig word? Toe hy geweet het hy gaan pyn beleef, hy gaan seer beleef, was dit vir hom eenvoudig? Want as dit vir hom eenvoudig was, sou hy nie gebid het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan nie. In daai oomblik het hy eintlik gesê, soos ek en jy sou sê, ek wonder waar kan ek wegkruip, dat hulle my nie kan kry nie. Ek wil nie daai swaard beleef nie, ek wil nie hierdie pyn beleef nie, maar sy redelike aanbidding het sy vrees en sy vooropgestelde idees een kant toe gesit, en hy herken in daai oomblik sy reaksie tot sy Vader, maar nog steeds nie my wil nie. U wil. Kan ek en jy lewe van so 'n postuur, waarin ek en jy elke dag in ons interaksie, in ons wêreld, kan sê, Here, ek wil nie gekruisig word nie, maar nog steeds nie my wil nie, U wil. Sien, dis die toppunt van ons uitdrukking aan aanbidding. Want wanneer ek en jy tyd in sy troonkamer, tyd met hom spandeer, dan sal dit altyd oorvloei in ons daaglikse lewe. Ek en jy kan nie dieselfde bly as ons tyd spandeer saam met die Here nie. Dis soos jy wat lank getroud is. Hulle sê mos, die Engelse gesegde, birds of a feather flock together. En later as jy lank getroud is, kyk jou vrou net vir jou en sy weet wat jy dink. En dan sal sy baie keer in die kostafel vra, wat's fout met die kos? Niks my liefie, nou sê net vir jou gesig, daar's niks fout met die kos nie. Want ons ken mekaar so goed, is dit nie? Jy's baie keer by 'n braai en jy begin 'n storie vertel, en jou vrou is al so oor daai storie, dat sy die kort weergawe gou vertel, sodat sy nie die lang weergawe hoef te hoor nie. Moet ek nou regtig die 680ste keer na jou storie luister? Wat probeer ek daardeur sê? Die 25 jaar wat jy getroud is, die 25 jaar wat jy jou ma en jou pa ken, dit vloei oor in jou daaglikse lewe. Ons tyd wat ons spandeer met hom, kan nie anders as om in ons lewe en deur ons lewe te vloei nie. Wat ek en jy gehaat het, was nooit sy plan nie. Wat ek en jy nou het, is ook nie die uiteinde van sy plan in jou en my lewe nie. Daar is soveel meer wat ek en jy in kan tap, as ek en jy die dissipline toepas om tyd met hom te spandeer. Daar is onbeperkte rykdom en seëninge wat hy aan jou en my wil toevertrou. En dan kom Moses weer in Eksodus 12 en hy sê, of sê die Here vir hom, ek sal met jou wees. En dit sal 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg dien. En Moses sê, Here, as ek by die kinders van Israel kom, wat sal ek vir hulle sê? En die Here sê vir hom, die God van julle vader het my na julle gestuur. En hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Nie ek is wat ek was nie, nie ek is wat nog sal kom nie, ek is wat ek is. En daai waarheid is die autoriteit wat ek aan jou gee, om namens my na hulle toe te gaan. Ek en jy het daar dieselfde autoriteit wat ons kry in ons verhouding met hom, om te kan sê, die ek is wat is in my en werk deur my, en gee my die autoriteit om namens hom hier op aarde sy visie en sy koninkryk te vestig. Maar ek wil vanmôre sê, dit vat en vra reaksie. Ek en jy wat kies om tyd met hom te spandeer. Want hier is die ding, as ek en jy kies om ander goed in ons lewe te aanbid, beperk ons dit wat die Here in ons lewe kan doen. As ons weer dink aan gister se rugby, en aan die sport wat gister plaasgevind het, dan kyk ons baie keer na hierdie talentvolle sportmense. En ons dink by onsself, hulle is so talentvol. Gary Player het 'n ding geskryf in sy autobiografie, waar hulle hom gevra het oor sy talent en oor hoe hy oefen, en hy sê, hoe meer
ek oefen, hoe gelukkiger word ek. Dink gou 'n bietjie aan daai stelling. Hoe meer ek oefen, hoe gelukkiger word ek. Ons kyk baie keer na die ouens wat die toppunt van sport bereik en ons sê, as ek net die kans gehad het, as iemand my net raak gesien het, maar ons vergeet hoeveel tyd en hoeveel ure hulle insit om die beste te raak in hulle sport. Dis nie toevallig nie. In jou en my verhouding met die Here is dit nie toevallig die volheid wat ons beleef nie. Want enige verhouding vra, gee en ontvang. En dis die oomblikke waarin ek en jy kies en reageer om tyd met hom te spandeer. Anders beperk ons dit wat hy in ons en deur ons kan doen. Hoeveel keer kom ons kerk toe? En ons dink by onsself, ek hoop net hulle sing 3 liedjies vanmôre. En dat Kobus nou nie te ver gaan, of Jonathan te veel sê nie, want die potjie is op, die skaapbout is reg, ons wil eet voor 12 uur, want ons wil slaap tussen 1:30 en 6 uur. Kan ons net deurbeweeg. En ons beperk hom. Of ons sit met iemand by die werk, wat uitreik na ons toe. En ons dink, jong, ek het net 15 minute nou, ek wil nie regtig nou in jou probleem betrokke raak nie, want môre bel jy my by die huis, en nou is ek in die middel van hierdie sage. Of as ek by die huis is, tussen die advertentiebreek, van 7de Laan of Binnelanders, of wat ook al ons dit noem, gaan ek gou 'n gebedjie opsê. Maar God nooi jou en my, om kreatief te raak in ons aanbidding, deur liefde en sorg vir mense, deur uitnemendheid in ons werk, deur diensbaar te wees in ons kampus en in ons gemeenskap, deur te gee van ons talent, tyd en ons hulpbronne, deur gehoorsaamheid en toewyding aan sy roeping vir ons, en ja, ook te sing en te dans voor die Here, om met kreatiewe maniere lof en aanbidding te bring. So hoe reageer ek en jy dan prakties as ek begin saamvat vanmôre? Hoe kan jou en my reaksie lyk as ons tyd spandeer in hom? Eerstens het ek nou gesê, sy plan, sy wil vir die wêreld word sigbaar in ons. Hierdie intimiteit met hom kan vir sommige van ons dalk ongemaklik raak. Ek onthou daar was 'n liedjie baie jaar terug wat die ouens gesing het en hy sê, is 'n Engelse liedjie, en ons weet Engelse mense kommunikeer partykeer baie meer beskrywend as Afrikaans. My ma se Engels, en ek het groot geword amper al van daai kultuur, en ek onthou baie keer as ek by my ooms op die plaas gekom het, daar's nie 'n woord vir u in Engels nie. Dan sal ek direk vertaal, how are you? Hallo oom, hoe gaan dit met jou? Dan sê ek in knie diep in die moeilikheid. Maar hierdie liedjie het gesê, Lord, I want to kiss your face. En my pa het in 'n boeregemeenskap hier groot geword in Devon. Daar's 'n silo, 'n petrolstasie en 'n koöperasie. Dis dit. Hy het nie eens sy pa behoorlik gesoen groet nie. Nou sing die mense van die kansel af, lei die aanbidding, Here, ek wil jou gesig gryp en soen. Hier dan klats daai koppie nie bietjie. Dan sal hy in die kar klim en dan sal hy sê, wat se twak sing ons weer vanmôre? Hoe kan ek die Here se gesig gryp en ek kan die Here se gesig soen? Ek soen nie eers my pa nie. Want sy uitdrukking van intimiteit was verwronge. En ek onthou, as 'n pa, toe my eerste seun gebore is, later in my pa se lewe het dit beter geraak, maar ek het ook groot geword in 'n huis, waar my pa my nie net 'n drukkie sal gee, of sal omhels nie. En later, toe ek groter word, en hy regtig die Here gevind het, wil hy my 'n drukkie gee, dan wil ek hom wegstoot, want dit is nie vir my natuurlik nie. Waar ek besluit het, as 'n pa, my kinders se liefdestaal sal kontak wees. Ek sal dit by hulle programmeer, sodat hulle die regte uitdrukking van intimiteit het. Jy weet, ek onthou, toe hulle klein was, sou ek my reukweerder, my cologne op hulle kussing gaan spuit. Nie vir die reuk nie, maar dat wanneer hulle in die gemeenskap stap en hulle dit ruik, dit hulle sal terugvat na my toe,
Onthou, ons is sintuie mense, is ons nie? Hoekom doen ons sekere dinge in maaltye met ons kinders? Sodat wanneer hulle dit eendag doen, hulle kan dink aan die goedheid en die getrouheid van hulle pa of van hulle ma. Ons het 'n ding gehad op Vrydaagaande waar ons slap chips, ekskuus vir die Engelse uitdrukking, en vis in die papier eet, in die middel van die sitkamer op die vloer. As hulle dit eendag met hulle kinders doen, sal ek altyd in hulle teenwoordigheid wees in daai oomblik, want dit gee 'n uitdrukking van intimiteit. Ek en jy hoef nie ongemaklik te wees nie, van die uitdrukking waarin ons dalk groot geword het in intimiteit is nie die Vader se perspektief nie. Daarom kan ek en jy kies om ons intimiteitsmetode te verander. Ons kan onsself herprogrammeer om in hierdie intieme oomblikke met hom te wees, want niks van jou of van wie hy is kan ons of hom verras nie. Ons kan net kom en wees wie ons is. Waar het ons ooit gelees in die Bybel dat ons nie hoef te huil in sy teenwoordigheid nie? Is dit nie eg nie? Maar dan soms baie keer hierso so, hierdie mense hier om my, hulle kraan is weer oop vanmôre. Sy uitnodiging tot intimiteit met jou en my maak ons nooit waardeloos, los ons nooit geskend of slegter af nie. Dit verander ons en dit bevestig ware identiteit in sy en in ons lewe. As ons die evangelies lees, dan lees ons van 'n vrou wat hierdie salfolie gevat het en dit op Jesus uitgegiet het. Nou ekonomies was daai salfolie baie duur. Dit was 'n ongelooflike uitdrukking. En baie mense om haar daar gekritiseer en vir haar gesê, "Wat doen jy? Dis 6 maande se salaris. Hoe kan jy dit doen?" Maar sy het gereageer op die opinie van die een wat sy lief gehad het, op die een in wie sy tyd mee spandeer het. Daar was geen aanbiddingsoffer wat sy nie bereid was om te bring nie. Sy gee haar alles. Hoe kan ek en jy nie ook aan hom gee nie? Hoe kan ek en jy in praktiese metodes reageer? Vanmôre een van dit wat ons gedoen het, deur hulp van musiek, het ons hande opgesteek. Hoekom steek ons hande op? Omdat ons nie beter het om iets met dit te doen nie. Nee. Ons steek ons hande op as 'n teken van my oorgawe. Want jy sien, as ek my hande opsteek, ek onthou altyd het ons rugbyafrigters ons geleer, moet nooit 'n bal vang so nie. Vang hom so, want dan maak jy nie jou ribbes oop vir die ouens om jou niere en jou longe te verander nie. Wanneer ek en jy ons hande so opsteek, maak ons onsself oop. Ons stel onsself bloot. Ons kom en ons sê, my alles wat ek is weerbaar en ek is nederig want ek stel myself beskikbaar. Dis 'n bevestiging van my oorgawe aan hom. Moet my hande bo wees? Kan my hande hier wees? Solank ek en jy besig is met hom. Maar ek sien nie 'n klein kind hardloop na sy ma en pa en sê tel my op sonder oorgawe nie. Ouers, hulle gooi hulle hele lyf vir die optel. En soms as jy nie vinnig genoeg is nie, gooi hulle self poer des nardes op die vloer, want hulle verwag jy gaan hulle vang. Daai selfe oorgawe na hom toe. Ons word uitgedaag deur musiek, deur kuns, deur leefstyl, deur soveel dinge. Die skrif praat van ek en jy in die binnekamer, 'n spontane nuwe lied wat ons kan uitdruk vir die van ons wat musikaal is. Wanneer ek en jy die woord lees en die psalms lees en die waarheid van die woord in ons gebed uiter, is ons besig met lof, is ons besig met aanbidding. Dinge wat ek en jy nie vooraf beplan het of voorberei het nie, maar wat uit ons gees uitkom en die grootheid van die Here bevestig. Laas naweek het ons 'n uitdrukking gehad in die kerk waar ons gekniel het, waarvan ons gelê het, waar ons net in sy teenwoordigheid kom en stil raak en toelaat dat hy in my en deur my lof aan hom bring.
Die Heilige Gees wat in my is, wat my woorde gee om die erkenning aan die koning van die konings te bring. En dan natuurlik, ek reageer deur dank aan hom te bring. Toe ons vanmôre opgestaan het, hoeveel van ons het die natuur gehoor? Het die voëls vroeg gehoor? Het die son sien opkom? En onmiddellik 'n dankbaarheid beleef vir die skepping. 'n Dankbaarheid vir nog 'n dag. 'n Dankbaarheid om te weet, vandag is hy met my en skets hy die geleentheid vir my om weer in die volheid te leef. Jy sien, aanbidding help jou en my om nie net alles vanselfsprekend aan te neem nie, maar dank te bring. En laas naweek het Kobus ons uitgedaag om in die oomblik bravo uit te roep. 'n Harde, luidkeelse uitroep oor wie en wat hy is. En ek en jy het daai geleentheid om deur ons lewe elke oomblik bravo uit te roep, maar ook in ons omstandigheid bravo uit te roep. Here, in hierdie oomblik bring ek hierdie lof, bring ek hierdie kreet, want wat het gebeur? Toe Israel om die mure van Jericho stap, wat het hulle gedoen? Hulle het bravo uitgeroep, hulle het die grootheid van die Here bevestig, hulle het lof en eer aan hom gebring. Nie die groot soldate het voorgeloop nie, maar die lofspan, die aanbiddingsspan, en die mure het geval. Ek wil afsluit en vanmôre sê, aanbidding vereis reaksie. Aanbidding vra van jou en my 'n postuur en 'n leefwyse wat lof en eer aan hom bring. Nie net in sekere dele nie, nie net wanneer musiek speel nie, nie net wanneer ek by die kerk is nie, maar elke oomblik, elke handeling vra 'n reaksie tot die waarheid dat hy koning van my lewe is. En nie ten dele sigbaar is nie. Elke deel van my lewe. Aanbidding word sigbaar en sy karakter in jou en my lewe is op die een wat ek lief het. Jy sien, wanneer ek en jy tyd met hom spandeer, raak hy sigbaar. Maar as ons kies om op ander dinge te reageer, dan word dit ook sigbaar. Reageer ek en jy op die waarheid van wie hy is? Reageer ek en jy op hierdie volheid? Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik saam met my jou oë te sluit. En vanmôre, soos die Heilige Gees met jou en my praat, en die Heilige Gees dinge in ons lewe uitlig, dalk het ons ook nodig om iets te kom offer by die altaar. Dinge wat so belangrik geword het, dat dit eintlik ons reaksie tot die waarheid van wie hy is wegneem. En dinge in jou en my lewe belangriker geword het as die waarheid van wie hy is. En dat ons meer tyd spandeer aan dit as aan hom. Dan wil ek vanmôre by jou pleit dat ons lewe in lyn sal kry met dit wat hy vir jou en my beplan. Dat ons sal reageer op daai waarheid en nie net sal reageer nie, maar ons lewe 'n reaksie sal maak. Ons skoene sal uittrek en ons sal doen dat hierdie verhouding, hierdie aanbidding, die belangrikste dryfveer van ons lewe sal wees. En nie daar waar jy is, dat jy vanmôre daai reaksie sal bewoord. Daai reaksie sal vasmaak. En dat ek en jy vanmôre sal sê, Here, ons wil nie net aanbidding klassifiseer as sekere komponente nie. Wanneer ons sing, wanneer ons by die kerk is nie. Nee, Here, ons wil hê ons lewe en elke reaksie is 'n reaksie op die waarheid van wie U is en wat U gedoen het. En dat ons lewensboodskap 'n aanbiddingsboodskap sal wees van daai waarheid. En dat mense soos Psalm 1 sê, by ons skaduwee sal kom sit, beskutting sal ontvang, waters van lewe sal kry, ons aanbiddingswyse, mense sal herbelyn,
mense hoop sal gee. Mense sal herbelyn in hulle oorspronklike doel om in hierdie verhouding met U te staan. Mag ons nooit nalat of dink dis te veel moeite nie, maar dat ons tyd in U troonkamer met U gesig tot gesig sal beleef. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.